As iemand jou al ooit seer gemaak het, dan moet jy hierdie boodskap luister. Baie mense bly vasgevang in bitterheid en in seer, want hulle dink om te vergewe beteken dat jy sê wat jy aan my gedoen het was reg. Maar dit is nie wat vergifnis beteken nie. Hier is 4 dinge wat vergifnis nie beteken nie. En nommer 4 gaan jou hart vrymaak. So deel hierdie boodskap as 'n seën vir iemand anders. Nommer 1, vergifnis beteken nie jy sê dit wat hulle aan jou gedoen het was reg nie. Wat verkeerd was, bly verkeerd. As iemand jou verraai het, was dit verkeerd. As iemand jou vertroue gebreek het, was dit verkeerd. Moenie sê dis oukei wat hulle aan my gedoen het as dit nie oukei was nie. Vergifnis sê nie dit was reg om my seer te maak nie. God vra nie dat jy jou pyn kleiner moet maak sodat ander mense gemakliker kan voel nie. Vergifnis sê wat jy aan my gedoen het was verkeerd, maar ek gaan nie toelaat dat dit my hart vir die res van my lewe regeer nie. Ek gaan nie toelaat dat jy my hart bitter en hard maak nie. Nommer 2, vergifnis beteken nie jy moet voorgee dit het jou nie geraak nie. Party mense probeer om te vinnig sterk te lyk. Hulle sê ek is fyn, dit pla my nie, ek het aanbeweeg, maar diep binne-in bloei hulle nog steeds. Genesing begin wanneer jy eerlik genoeg is om voor God te sê, Here, dit het my seer gemaak. Here, hierdie persoon het my seer gemaak. Dit het my vertroue beskadig. Psalm 62 vers 9 sê, stort julle hart uit voor God. Vertel vir God die waarheid, hoe jy regtig voel oor dit wat hulle aan jou gedoen het. God genees nie die weergawe van jou wat voorgee dat jy oukei is, terwyl jy eintlik nie oukei is nie. Hy genees jou hart wanneer jy eerlik is met hom. En nommer 3, vergifnis beteken nie hulle kry outomatiese toegang tot jou lewe nie. Jy kan iemand vergewe en jy kan nog steeds grense stel. Grense is belangrik. Jy kan iemand vergewe en nog steeds sê, jy kry nie meer dieselfde plek in my lewe nie. Vergifnis gaan oor iets wat in die verlede gebeur het. Jy vergewe iemand oor wat hulle in die verlede aan jou gedoen het. Maar vertroue is oor die toekoms. Vergifnis kan jy gee, maar vertroue moet weer gebou word. Party mense wil jou vergifnis hê, maar hulle wil nie verantwoordelikheid vat nie. Party mense wil weer naby jou kom, maar hulle wil nie verander nie. Hulle wil hê jy moet aanbeweeg, maar hulle wys geen vrugte van verandering nie. Matteus 3 vers 8 sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Met ander woorde, verandering moet sigbaar word. Woorde is nie altyd genoeg nie. Trane is nie altyd genoeg nie. 'n Jammer is nie altyd genoeg as daar geen verandering daarna kom nie. Jy kan iemand vergewe sonder om jou hart weer oop te los vir dieselfde skade. Jy kan iemand lief hê van 'n veilige afstand af. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Pas jou hart op. So ja, vergewe, maar bewaak jou hart bo alles. Nommer 4, vergifnis beteken jy hou op om hulle gratis in jou kop en in jou hart te laat bly. En hier is waar baie mense vasval. Jy wag nog vir hulle om jammer te sê. Jy wag nog vir hulle om te erken wat hulle aan jou gedoen het. Maar terwyl jy wag, bly hulle gratis in jou kop, hulle bly gratis in jou hart. Hulle gaan dalk aan met hulle lewe en jy lê wakker in die aand. Hulle praat dalk nie eers meer daaroor nie, maar jy speel dit oor en oor in jou gedagtes af. Hulle het jou een keer seer gemaak, maar nou maak die herinnering jou elke liewe dag seer. En vandag sê die Here vir jou, gee dit vir my. Romeine 12 vers 19 sê, moenie self wraak neem nie. Aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. Jesus sê in Matteus 6 vers 14, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, dan sal julle hemelse Vader ook julle vergewe. God sê dit omdat hy weet wat onvergewensgesindheid aan 'n mens doen. Dit steel jou vrede, dit maak jou hart hard en dit bind jou aan mense wat dalk nooit jammer gaan sê nie. En God wil hê jy moet vry wees. So onthou hierdie een sin. Vergifnis verander nie altyd die ander persoon nie, maar dit maak jou hart vry. Kom met amen indien jy saamstem en deel hierdie boodskap as 'n seën vir iemand anders.